So ons begin vandag met 'n nuwe reeks. Ons is in Lydenstyd. Lydenstyd het verlede week begin. Lydenstyd begin met as Woensdag, wat nie hierdie Woensdag wat verby is, die vorige ene was. Maar ons begin met ons nuwe reeks vandag, op reis saam met Jesus na die kruis. En in hierdie reeks gaan ons 'n bietjie gesels oor wat beteken dit as ons sê op reis saam met Jesus na die kruis. Lydenstyd is 'n tyd wat ons gebruik om onsself te probeer kry om te begin fokus op dit wat kom, op hierdie tyd wat ons in die kerk vier, waar ons hierdie groot opoffering wat Jesus vir ons gedoen het, waar ons daar dit begin vier en ons eie verlossing dan nou vier, en hy wat uit die dood uit opgestaan het. Maar in hierdie tyd probeer ons regtig om dan nou naby aan Jesus te kom. En ek dink dit is 'n wonderlike geleentheid om 'n bietjie te gaan introspeksie doen, om te sê, maar wat beteken dit as ons sê, ons beweeg saam met Jesus na die kruis? Soms so ietsie, as jy sou wou, dan is hierdie ook gewoonlik 'n geleentheid waar jy, waar die kerk tradisioneel vas, dit was tradisioneel, het dit gegaan rondom vas van kos. Jy eet nie in hierdie tyd deur die dag nie. Jy kan hom in die aande eet, né, want jy moet nou nie 40 dae glad nie eet nie, maar in die oggende eet nie, of deur die dag eet nie. Maar jy kan ook vas van ander goed. Ek praat nou met een van ons tieners, en sy vas in hierdie tyd van sosiale media, wat ek dink 'n fantastiese manier is. En hoekom ons dit doen, is sodat ons onsself dan nou gedurig deur kan herinner. So as jy byvoorbeeld van kos vas, die oomblik as jy honger word, dan is dit 'n geleentheid om te dink aan God. Jou hongerpyne herinner jou om so 'n bietjie te fokus, dit kan jou herinner om te bid, of wat ook al die geval mag wees. So as jy dan nou op die ou end van die dag sien, maar van sosiale media vas, of as jy 'n koffiefreak is, en jy sny koffie uit, elke keer as hy lus jou kry, dan is dit 'n geleentheid om 'n klein bietjie nader aan God te beweeg, om dan te bid, of net jouself weer te fokus op Jesus en hierdie reis saam met hom. So jy is baie welkom om iets in daai lyn te doen. Dit help nou nie jy vas van koffie as jy nie koffie drink nie, né? Jy moet dan iets wat vir jou belangrik is, né? So as chocolates jou ding is, vas van chocolates of wat ook al. Maar in elk geval, dit is sommer net jy kan dit doen of jy hoef dit nie te doen nie, dit is soos wat jy dit wil doen. Maar wanneer ons saam met Jesus stap, dan herinner dit ons dat Jesus eintlik die sentrum van ons geloof behoort te wees. En dis deel van hierdie pad is om net weer seker te maak, maar dit is die geval. Want daar's baie Christene, daar's baie Christelike kerke, wie se geloof, waar Jesus net deel daarvan is, maar waar hy nie die sentrum is nie. En as Jesus nie die sentrum van jou geloof, of die sentrum van jou lewe is nie, dan is jy besig om 'n klein bietjie van die pad af te gaan. Dan is dit tyd om weer terug te kom. En dit is wat ons in hierdie tyd wil doen, in Lydenstyd, waar ons nou op hierdie spesifieke tema fokus. Nou vandag se tema is op reis saam met Jesus, wat ons bring na die einde van veroordeling, oordeel en skaamte. En ek wil dit doen deur 'n bekende teks wat ek dink ek het einde verlede jaar ook ergens aan hom gewerk, maar dit is daai bekende teks van Johannes 8. Ek begin eintlik by Johannes 7, want wie ook al hierdie hoofstuk indeling gedoen het, het dit op 'n baie vreemde manier gedoen. Hy begin eintlik by Johannes 7 vers 53, wat die laaste vers van Johannes 7 is, en dan gaan hy oor na 8 tot met vers 11 van hoofstuk 8. En dit is 'n baie bekende gedeelte waar die vrou op oorspel betrap het. So luister saam met my, en dan hoor ons gou of hierdie teks vandag bietjie nuut met ons kan kom gesels. Want dis die amazing ding van die Bybel, is dis soos 'n movie wat jy kyk. En elke keer wat jy hom kyk, dan sien jy weer iets nuuts raak. En as mens die Bybel lees, dan gebeur dit gereeld. Dit kan so bekend op jou ore wees, maar as jy net 'n klein bietjie gaan fokus, dan is daar elke keer iets nuuts wat met jou praat. En ongelooflik is dit dat 'n boek wat 2000 jaar oud is, dit nog steeds kan doen. Maar nietemin, kom ons, ek wil hierdie ouetjie hierso sit, dan kan ons dalk 'n bietjie beter oogkontak maak. So Johannes 7 en dan tot met 8 vers 11.
Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip gooi op haar. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde, met ander woorde die ouer mans, eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou, daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Nou, kom ons dink net vir 'n oomblik, 'n bietjie dieper wat hier gebeur. Hierdie klomp godsdienstige mans het hierdie vrou op heterdaad betrap. Met ander woorde, op die daad. Hulle het haar daar op heterdaad betrap. Maar wanneer 'n mens in oorspel besig is, dan is jy gewoonlik nie net een ouetjie nie. Daar moet iemand anders ook wees. Maar ons lees nie eers van die persoon nie, want hierdie man word nie eers genoem nie. Ek sê dit nou sommer so terloops. Maar hulle storm op haar af, gryp haar, sleep haar daaruit. So, en hier's 'n paar afleidings wat ek maak. Die teks sê dit nie vir ons nie. So, hier is 'n bietjie kreatiewe interpretasie wat ek maak. Sy is waarskynlik naak of half naak ten minste. Ek kan nie dink dat hulle vir haar gou tyd gegee het om aan te trek nie, want hulle wil haar graag verneder. Dit is die hele doel waarmee hulle daar besig is. So hulle sleep haar daar naak of half naak daar uit en hulle los die man net daar, worry nie oor hom nie. En dan van alle plekke vat hulle haar na die tempel toe. Nou in die Joodse perspektief is die tempel die heiligste plek wat jy op hierdie aarde kan wees. So hulle vat hierdie vrou wat gesondig het, sy is verkeerd, sy het gesondig. Hulle vat haar en hulle sleep haar na die mees heiligste plek uit, hulle verstaan daarvan, en waar daar 'n klomp ander mense, 'n klomp ander mans is, en moontlik is sy op daardie stadium dan nog steeds naak. Kan jy net jou vir 'n oomblik indink hoe hierdie vrou moes voel? Sy het geen verweer nie. Sy is skuldig. Sy is op heterdaad betrap. Sy is vol skaamte. Met haar gebeur wat ek en jy se nagmerries uitbestaan, dat jy kaal voor 'n klomp mense is, né? Het jy ergens al daai droom gedroom? Dis mos 'n groot nagmerrie tussen mense, dat jy by die skool opdaag of by die werk opdaag en as jy weer kyk, dan sien jy het nie klere aan nie. Daar is niks wat jou so ontbloot laat voel as dit met jou gebeur nie. En hier gebeur dit met hierdie vrou, weet regtig. Kan jy jouself haar angs indink? Want sy weet wat die gevolge daarvan is. Hier is nie sommer net enige vrou nie, dis 'n Joodse vrou. Sy ken die wet. Dit is wat die ouens daai tyd gedoen het. Dis nie meer soos ons vandag waar die ouens nie meer die Bybel ken nie. Sy weet presies wat die gevolge van haar dade is. En dit is wat hulle nou gesê het ook. En met ander woorde, sy weet wat kom. Haar skaamte, die oordeel wat daar oor haar is oorweldigend. Ek kan my net indink ook hoe in hulle skik hierdie klomp godsdienstige
mans was. Hoe in hulle skik hulle met hulle self was, dat hulle hierdie vrou op heterdaad kon betrap het, dat hulle haar so kan uitvang. Jy weet, dis mos iets wat ons ook van hou. Ons hou daarvan om mense uit te vang. Het is bietjie erger vandag as jy uitgevang word, dan is daar iemand wat nog dit met 'n foon rekord ook, né? So dit maak dit net nog soveel erger. Maar daar's iets in ons menswees wat daarvan hou om iemand anders uit te vang wat besig is om iets verkeerd te doen. Maar wat meer is, hulle is nie net ingenome met hulle self omdat hulle haar uitgevang het nie. Hulle is seker, hulle het uiteindelik iets gekry waarmee hulle vir Jesus kan uitvang. Want hulle was op soek na iets wat hulle vir Jesus kan uitvang, want hulle is nie meer lus vir hom nie. Hy kom gooi 'n klomp goed van hulle te mekaar en hulle soek iets wat hulle hom op die ou end van die dag mee kan veroordeel. Nou my vraag is weer, hoekom? Hoekom is dit vir hulle so belangrik om hierdie man, wat eintlik net goed doen, jy weet, so te wil uitvang? Hoekom wil hulle hom veroordeel? Hoekom is dit vir hulle so belangrik om 'n vinger na hom toe kan wys? Want hierdie vrou wat op heterdaad betrap is, wat skuldig is, word op die ou end van die dag net 'n pawn in hierdie storie van hulle om hom te probeer uitvang. En daarom kom staan hulle hier voor Jesus en hulle sê, wat sê jy hiervan? Hoekom wil hulle hom uitvang? Want as hulle hom kan uitvang en as hulle kan bewys dat hy verkeerd is, beteken dit hulle is reg. Die oomblik as ek begin vingers wys na iemand anderste toe, dan voel dit of ek reg is. As hulle hom kan uitvang, dat hy verkeerd is en dat hy nie werklik is wie mense sê hy is nie, en dat hy byvoorbeeld nie werklik is wat Johannes in Johannes 1 sê hy is nie, dat hy nie van die begin af daar was nie, dat hy nie die woord van God is nie en dat hy nie self God is nie, dan is hulle reg. Maar as hulle hom nie kan uitvang nie, dan beteken dit wat hulle geglo het tot op daai stadium, die manier wat hulle geloof uitleef, alles wat hulle met hulle hele hart uitgeleef het, is dan verkeerd. Want dan is Jesus God en hulle interpretasies van die wet en van die woord is verkeerd. Dit is 'n baie belangrike ding om raak te sien. Want ek dink dis deel van ons menswees vandag nog. Ons wil mense uitvang. Ons wil bewys dat mense verkeerd is. Want die oomblik as ons dit kan doen, dan is daar eintlik 'n bewys dat ek reg is. En daarom gooi hulle hierdie sondige vrou voor Jesus en hulle vat 'n teksversie. Hoor gou mooi. Hulle vat 'n teksversie en hulle sê die wet van Moses sê ons moet haar stenig. Wat doen jy? Nou as jy gewonder het, die wet van Moses sê dit sê dit in Levitikus 20 vers 10 en in Deuteronomium 22 vers 22, so dit staan in die Bybel. Ons hou mos daarvan om te sê, dit staan in die Bybel. Dit staan in die Bybel. En dan kom sê hulle vir Jesus, wat moet ons nou doen? Want hulle wil hê, hy moet daai teks uit sy Bybel uitskeer of uit sy Torah uitskeer, en dan kan hulle sê, maar hy is 'n valse leraar. Hulle kom vat hierdie selektiewe ou teksietjies, trek dit so uit en sê vir Jesus, wat sê jy daarvan? Hulle het 'n klomp ander goed wat hulle kon uitgehaal het. Daar's 'n hele Bybel, daar's 'n hele Ou Testament wat tot hulle beskikking was, wat vol stories van genade is, maar hulle kies daai gedeelte, want hulle wil vir Jesus uitvang. En dan gaan buig Jesus op die grond en hy begin skryf. Dis hierdie vreemde ding wat hy doen, hè? Is hy gaan buig en dan skryf hy op die grond. Maar hulle hou aan. Hulle sê vir hom, "Wat sê jy? Wat sê jy?" Weet, hulle sit druk op hom. En dan staan hy op en hy sê vir hierdie klomp vingerwysende, skreeuende mans, "Laat die een wat self sonder sonde is, die eerste klip optel en haar gooi." En dan gaan buig hy weer
en hy gaan skryf weer verder in die grond, in die stof. Nou weet ek, julle almal wonder, ons almal wonder altyd, wat het hy geskryf? Nou die kort antwoord is, niemand weet regtig nie, ons weet nie wat hy geskryf het nie. Ons kan weer eens 'n paar kreatiewe interpretasies maak, goeie genade. En daar is 'n klomp teorieë, daar's sommige wat dink dat hy Jeremia 17 vers 13 gebruik as 'n inspirasie om die name in die stof te skryf. Want Jeremia 17 vers 13 sê, die name van al die veroordeeldes sal in die stof geskryf is. So die teorie is, dat Jesus besig is met om al hierdie ouens se name in die stof te skryf. 'n Ander teorie is, dat hy besig was om al hierdie ouens wat hier voor hom was, omdat hy God is hy besig om al hierdie ouens wat hier voor hom is, se sondes neer te skryf. So op 'n manier is hy dan nou ook besig om dit wat hulle verkeerd gedoen het, te begin ontbloot. Nou, soos ek gesê het, dis net teorie, ons weet nie wat dit regtig is nie. Miskien het hy die eerste keer almal se name neergeskryf, en die tweede ronde toe hy gebuk het hy dalk hulle sondes daarby gaan skryf. Ons weet nie. Wat ons weet is dat dit wat Jesus daar gedoen het, en dit wat hy toe nou uiteindelik sê, 'n ongelooflike groot impak op hierdie ouens gemaak het. Soveel so, dat hulle nie een staande gebly het nie. Een vir een, begin het by die ouer mans, by die leiers, het hulle toe nou op die einde van die dag weggeloop. Wat Jesus hier ongelooflik goed reg kry, is om daai vingers wat na hierdie vrou wys, en dan op 'n manier ook na Jesus wys, terug te wys na hulle self toe. Om daai vingers 'n bietjie te laat introspeksie doen. Om 'n bietjie gaan dink, maar wat gaan in hulle lewens aan? En wat is dit wat hulle doen? Soos ek nou gesê het, hierdie klomp mans het 'n hele Bybel, 'n hele Ou Testament, wat hulle genade stories kan uithaal. Kan gaan uithaal waar God mense wat ernstige goed verkeerd doen, jy weet, waar hy hulle vergewe. Daar's soveel voorbeelde daarvan. Maar hulle kies daai twee teksies om daarop te fokus, want hulle wil kies vir veroordeling. En julle, dis wat ons ook baie kere doen. Dis wat ek ook partykeer doen. Voordat ek myself vang, dan kies ons vir veroordeling. Ons vat teksies en dan gaan sê ons vir mense, dis hoekom julle verkeerd is. Dis hoekom julle veroordeel word. Dis hoekom julle verdoem is. Dit is hoekom ons baie keer vir sekere mense sê, hoekom hulle onaanvaarbaar is. Nou op 'n manier het dit hierdie week met my gebeur. Ons het 'n bed gekoop, so Oktober maand verlede jaar. Lekker duur vir die bed betaal, en hier teen Januarie te begin hierdie bed kraak, né? So, niemand wil op 'n bed slaap wat kraak nie, né? So dan chiri hierdie bed, en dan sakkie opstaan, dan is ek wakker, en dit is net, en nou voel mense het nou so baie betaal, nietemin ons bel die maatskappy, en hulle stuur toe nou uiteindelik in hierdie week wat verby is, vir ons 'n verteenwoordiger, wat gaan kom kyk na ons bed. Dit gebeur toe so, dat hierdie ou nou hier aankom, terwyl ek besig is by die kerk een aand, so hy moes 'n sekere tyd hier daar wees, so sakkie ontvang hom, en toe ek uiteindelik met 'n redelike lang besigheid hier by die kerk klaar is, in huis toe kom, toe hoor ek die ou is nog steeds daar. Toe dink ek, daar moet nou groot probleem wees met hierdie bed, as hierdie ding so lank vat. Maar toe ek nou by die huis instap, toe stap ek nou in hierdie ou vas. Want ek het gehoor hy is nog in die kamer, en toe ek by die huis inkom, toe staan hy al klaar by die deur, hy en sakkie. En toe sê hy vir my, hy het gehoor ek se dominee, hy wil nou gou met my praat, daar's iets wat hy wil weet. Toe weet ek hierdie is nou dalk 'n moeilike gesprek wat voor lê, maar ek kon myself nie voorberei vir die gesprek wat voor lê nie, want hy wil toe eintlik nie met my gesels nie, hy wil my oortuig hoekom die NG Kerk, en dan nou ek op die ou end van die dag verkeerd is.
En sy manier wat hy dit doen is, dit staan in die Bybel, en hy gooi vir my 'n teks, Markus 16, hy sê, wat sê Markus 16, as ek probeer praat, dan sê hy vir my, wat sê Markus 16, hy gee my nie 'n halwe kans om te reageer nie, hy sê dit net harder en harder, wat my op die ouend vandag laat besef, hierdie ou wou nie met my praat nie, al wat hierdie ou wou doen, is hy wou my oortuig dat hy reg is, en dat die NG Kerk verdoem is regtig wat hy gesê het, en dat enige iemand, dit gaan, Markus 16 gaan oor die doop, en dit gaan oor, so sy doel wat hy was sê, as jy nie groot gedoop is nie, is jy verdoem. Dit was sy enigste ding. So hy vat een versie, ek het probeer om vir hom aan 'n paar verse te was, hy was nie oop daarvoor nie. As jy iemand wil oortuig van iets, is jy nie oop vir iets anderste nie. Gewoonlik is jy nie. Maar hy kap my met een versie, en hy het my ernstig probeer oortuig, dat ek verkeerd is, en hy reg is. Daar was geen wêreld, waarin hy kon dink, maar miskien het ons albei iets van die waarheid weet nie. Miskien kan ons hieroor gesels, en miskien kan ons eerder God se genade hierin raak sien, in plaas van om hierdie veroordeling en hierdie verdoemenis raak te sien. Want hy, op die ou end van die dag, wil reg wees. En is nie net hy nie, dis ons almal het die behoefte om reg te wees. Gaan dink maar bietjie wat gebeur in jou huisgesin. Gaan dink wat gebeur in jou verhouding. Ek weet nie wie van julle het hierdie laaste ruk ietsie verkeerd gedoen, wat jy nou maar moes erken, jy was verkeerd nie, maar dan sit jy en wag, dat die ander ou ook iets verkeerd kan doen, sodat jy net kan sê, sien jy, dis nou wat jy verkeerd gedoen het. Want ons het so 'n behoefte om reg te wees, en ons kan net reg wees uit ons perspektief uit, as die ander ou verkeerd is, en daarom is ons besig om mekaar die hele tyd te grind, om mekaar te veroordeel, en om onsself te verlustig in ander mense se skaamte. Maar Jesus doen dit so anders, soveel anders. Toe hy opkyk, toe sien hy daai hele groepie mans is weg. Is net hy en die vrou wat daar staan, waarskynlik die ander klomp mans. En ek wonder toe nou, hoekom het sy oorgebly? Het jy al gedink daaroor? Hoekom het sy nie weggehardloop nie? Ek dink as dit ek was, want punt nommer 1, jy het nie, waarskynlik is jy nie goed geklee nie. Jy weet, daar's nog 'n moontlikheid wat kom hier, jou ouens wat jou, my Afrikaans is nou by my kop uit, accuse het, né? Die aanklaers, daar sê, jou aanklaers is weg. Jy weet, gebruik die geleentheid om weg te kom, maar daar staan sy, en ek dink dis omdat sy iets hierso van Jesus gesien het, iets van hom beleef het, want sy het nie weggehardloop nie. En dan sê Jesus vir haar, het hulle jou dan nie veroordeel nie? Niemand nie. Dan sê sy, nee, hulle het nie. En dan sê Jesus hierdie ongelooflike woorde van, ek doen ook nie. Hy gebruik nie die geleentheid om haar oor die vingers te tik nie, julle. Ek weet nie of jy al ooit in die kantoor ingeroep is vir jou kind nie. Jy weet, so sê nou maar, verbeel jou gou die scenario. Hierdie is nie 'n scenario in my huis nie, dat ek net baie duidelik sê. Ek praat nie uit die huis uit nou nie, maar verbeel jou die scenario, die skool bel jou, hulle sê jou kind gaan geskort word, want hy of sy het hierdie en daardie gedoen. En dan kom jy by die skool, jy gaan maar so redelik alles doen in jou vermoë om seker te maak dat jou kind nie geskort word nie, dat jou kind okay is, né? Al is jy in jou hart baie kwaad vir hulle. En as jy daar uitloop, wat gaan jy doen? Vir jou kind sê, ek oordeel jou ook nie. Nee, ons gaan dan vir hulle sê, wat het jy gedink, ou mater? Gaan jy nooit bypik nie, gaan jy nooit regkom nie. Dis nie wat Jesus met hierdie vrou doen nie. Toe almal weg is, gebruik hy nie die geleentheid om vir haar te sê, wat het jy gedink nie? Hoe lank gaan dit vat, voordat jy ophou met hierdie goed van jou nie? Nee, al wat hy sê is, ek veroordeel jou ook nie, gaan en moenie meer sondig nie. Daai woorde is ongelooflike woorde. Sê, ek veroordeel jou nie, maar gaan
en moenie meer sondig nie. Wanneer Jesus dit sê, dan sê hy eintlik vir haar, ek veroordeel jou nie, ek hang nie dieselfde etikette om jou nek as die ander ouens nie, ek wil nie my verlustig in jou skaamte nie, maar ek sien vir jou 'n nuwe lewe. Ek sien vir jou 'n nuwe toekoms. Jy hoef nie stak te wees in hierdie lewe wat jy gekies het nie. Daar is 'n ander moontlikheid. Hy kom herinner haar dat sy genoeg is, dat sy geliefd is. Maar hy herinner haar ook dat sy van vooraf kan begin. En dit is wat Jesus met ons ook doen. Die wêreld wys vingers. En miskien sit jy vandag hier en jy is deel van die wêreld wat vingers wys. Wat mense op grond van teksies wat jy uit die Bybel uithaal, so stukkie vir stukkie, net een versie op 'n slag. Ek vra te vir die ou wat my toe nou hier sê, en hy sê, dis vers 16, wat sê dit? Ek sê vir hom, dis wat vers 16 sê, wat sê vers 17? Hy het nie 'n idee nie. Hy weet net wat sê vers 16, want dis die een wat hy gebruik om vir mense te probeer oortuig dat hy reg is. Ons doen dit baie kere. Ons gebruik een teksie en ons haal dit uit konteks uit en ons het nie eers 'n idee wat die res sê nie. Ek gaan nou gou vir jou 'n goeie voorbeeld gee. Wat sê Johannes 3 vers 16? Wat sê Johannes 3 vers 17? Ekskuus, ek kan jou nie lekker hoor. Nee, dis 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad, dat sy enigste seun gestuur het, sodat die wat in hom glo die ewige lewe sal hê. Kom ons vra net by wyse van hand opsteek, wie het geweet wat sê 3 vers 16, Johannes 3 vers 16? Baie. Wie weet wat staan in Johannes 3 vers 17? Niemand nie, want ons vat hierdie een teksies uit. En as mense 'n bietjie die konteks gaan lees, dan maak dit 'n verskil. En dit gaan nie net oor dat ons die konteks van verskillende tekste lees nie, dit gaan oor dat ons die konteks van die Bybel lees. En dit gaan daaroor dat wanneer ons saam met Jesus die pad stap, dat ons die konteks vanuit sy perspektief sal lees. En dis wat dit beteken om saam met Jesus op pad na die kruis te wees. Dit beteken ons moet so naby aan hom leef, dat ons hom sal leer ken. Dat ons sal weet wat dit is wat hy dink, dat ons sal kan hoor wat dit is wat vir hom belangrik is, dat ons kan hoor wat sê hy oor dinge in ons lewe, wat sê hy oor geld, wat sê hy oor mag, wat sê hy oor oordeel. Want, soos wat ek nou gesê het, as ons weet wie Jesus is, weet ons wie God is. Mag jy in hierdie lydenstyd regtig nader aan God beweeg, nader aan Jesus beweeg, deur 'n bietjie te gaan krap. En die boek van Johannes is die evangelie van Johannes is 'n baie lekker evangelie om mee te begin. Te gaan kyk, maar wie is God? Wat wys Jesus vir ons oor wat God se hart is? En mag jy dan ook weet dat daar vir jou ook geen veroordeling is nie, maar dat God vir jou 'n nuwe lewe gee. 'n Lewe wat nie gebaseer is op sonde nie. Mag ons hierdie week die stemme van veroordeling stiller hoor. Ek het nou vergeet om dit te sê. Wanneer hoor hierdie vrou vir Jesus werklik? Wanneer daai stemme wat vingers wys weg is. Wanneer Jesus dit stil gemaak het. Dis wanneer hierdie vrou se lewe begin verander. Mag al hierdie stemme van veroordeling in jou lewe stiller word. Nie sodat jy kan aangaan met wat jy mee besig was nie, maar jy sodat dit vir jou 'n nuwe lewe kan gee, sodat jy God duideliker kan hoor en dat jy sy genade beter kan ervaar. Amen. Sommige daar waar jy sit, kom ons sluit ons oë en dan sluit ek vir ons af met gebed. Here Jesus, wat 'n ongelooflike voorreg is dit om in u liefde te kan leef.
Maar Here, ons moet onsself gedurig daaraan herinner, want ons is so geneig om na die veroordeling rondom ons te luister. Ons is so geneig om te luister na die stemme wat vir ons sê ons is nie goed genoeg nie, wat vir ons sê dat ons is verdoem en ons is veroordeel. En ons is so gewoond om met daardie gevoel van skaamte te leef, dat ons nie eers meer weet hoe dit is om daarsonder te wees nie. Maar dankie Here dat U die God is wat vir ons 'n nuwe lewe kom gee. Dat U die God was wat bereid is om na die kruis te stap, bereid is om U lewe te gee, sodat ons 'n nuwe lewe in oorvloed kan hê. Help ons dat ons dit sal aangryp. Here, ek wil vandag bid vir elkeen wat hier is, wat 'n hartseer hart het, met wie dit op hierdie stadium nie goed gaan nie. Vir watse redes ook al, Here. Ek wil vir U vra, Here, dat U hulle regtig naby aan U sal trek. Ek wil bid vir Sean se familie. Ek wil bid, Here, dat U vir hulle regtig in hierdie tyd sal versterk. En dat hulle deur al hierdie goeders nog steeds U troos sal kan hoor en sal kan beleef. En Here, as hier vandag iemand is wat worstel met etikette om hulle nek van veroordeling en van skaamte, wil ek bid, Here, dat U vir hulle 'n nuwe wêreld sal oopmaak, dat hulle dit sal kan sien. En Here, dat hulle die moed sal hê om dit aan te gryp en hierdie nuwe lewe te leef wat U vir elkeen van ons gee. Help ons dat ons hierdie geleentheid sal aangryp om dan so te lewe in 'n wêreld, in U koninkryk, en om so werklik 'n verskil te maak. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.